Baie welkom by Suiderparel Gemeente. Ons tema vir die jaar is geloof wat lewe. En ons fokus hierdie tweede kwartaal op die gedagte van leef lig, gebaseer op 'n boek wat Jaco Strydom geskryf het met dieselfde titel. En ons kyk na 5 geloofsgewoontes wat die vroeë kerk van Jesus Christus beoefen het en wat ons by hulle kan leer deur hierdie gewoontes. Ons is baie opgewonde om hierdie reis saam met jou te geniet. Dan het ons ook na die lang naweke 'n paar dinge wat gebeur. Die 12de Mei het ons weer 'n koffiekuier gesprek saam met Andre Kilian en dit is 'n oop uitnodiging vir enigiemand in die gemeente. Die tema sal later deurgegee word, maar jy is uitgenooi. Ons het ook dan die aand van die 14de Mei het ons hemelvaart erediens en jy is welkom om hierdie diens te kom bywoon. En die 17de tot die 20ste Mei is dit Pinkster en ons is baie opgewonde om saam met Mike Bernard te kyk na die rol van die Heilige Gees binne in die kerk en kinders van die Here se lewens met alles wat in die wêreld op die oomblik aangaan. Mike het baie tyd en jare van sy lewe spandeer om die evangelie te verkondig in die Midde-Ooste en daarom is hy waarlik een van die beste ouens om met ons te kom gesels oor alles wat in die wêreld aangaan en wat die kerk se rol tussendeur dit alles is. Ons sien uit om jou daar te sien. En dan laastens, by ons gemeente is daar 'n klomp plekke waar jy geestelik kan kom groei. Ek wil graag 5 spesifieke oop uitnodigingsgroepe noem, wat beteken jy kan net opdaag, jy hoef nie eers 'n afspraak te maak nie. Die eerste een is ons jongvolwassene bediening sitkamer. Jy kan die kerkkantoor of Wieke Skreer kontak as jy meer inligting wil hê, maar op Dinsdaande kan jy eenvoudig net kom opdaag en jy kan deel word van ons jongvolwassene bediening. Woensdaagoggende het ons 'n vrouegroep om 5:30 die oggend in die losie. Woensdaagoggende om 10:00 is daar 'n Bybelskool in die bovertrek wat Dominee Theo aanbied. Vrydagoggende om 6:30 is daar 'n mannegroep in die losie vroegoggend en dan is daar Sondag 9:00 in die gebedskamer is daar 'n gebedsgroep en jy is meer as welkom om by enige van hierdie groepe net op te daag. Maar kontak gerus die kerkkantoor as jy meer inligting en tye wil hê. Geniet vandag se erediens. Goeiemôre, baie welkom by ons boodskap van vandag. Ons is besig met die tema Leef lig. Dit is 'n boek deur Jaco Strydom wat ons so as 'n basis gebruik. Leef lig, wat beteken leeg lig en nie swaar nie. En leef lig, met ander woorde, nie in die duisternis nie. En ons wil toelaat dat God se lig op ons val as ons dink oor ons hele tema van hoe kan ons geloof regtig begin lewe. En die Here Jesus sê self in Jesaja 30 vers 15, daai besondere gedeelte waar hy sê, eers as julle na my draai en tot rus kom, sal julle gered word. Deur stil te raak en te vertrou, sal julle sterk word. En dis ons behoefte van môre. So kom ons raak stil en vertrou dat God vandag deur hierdie gedeelte en deur ons oordeenking sy lig op ons laat val. Kom ons bid saam. Here, ons sing die lied. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek ken jou pyn die donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou soos ek beloof. Here, ons wil dankie sê as ons soek na u lig in ons lewe en as ons soek om ligter te leef, dan ons weet u is by ons en dankie dat ons kan stil wees voor u en toelaat dat u Gees deur ons werk en dinge in ons kom wakker maak wat u vir ons vanmôre wil kom sê. Wil u vir ons sê asseblief, ons bid in die naam van Jesus. Amen. Goed, ons praai afgelope tyd oor ons geloof en ons droom dat ons geloof kan lewendig word, kan groei, dat ons kan begin om soos die disippels van die Here Jesus vir hom getrou te volg. En ek dink aan wat die disippels op 'n stadium vir Jesus vra, Here, gee ons meer geloof. En verlede week het Andre begin met hierdie reeks en vir ons ingelei en het gesê ons geloof is soos 'n rankplant wat groei, wat hoër en hoër en hoër rank. Maar daar's iets nodig waarop dit kan rank. Amper soos 'n wingerdstok, klompie houtpale het en 'n draad het
waarop dit kan rank, of 'n randplat in jou tuin wat teen 'n muur of 'n heining rank, of 'n prieel nodig het om hoër en hoër en hoër te kan groei. En so het ons geloofslewe sekere dissiplines nodig, gewoontes nodig, om vir ons te help om reg te verstaan wat die Here in gedagte met ons het, as hy vir ons geloof wil kom gee, wat regtig kan lewend wees. Mense deur die eeue wat 'n verskil gemaak het dit reg gekry om sekere van hierdie geloofsgewoontes of dissiplines deel van hulle geloofslewe te maak. Mense soos ons kerkvaders Augustinus, Sint Francis van Assisi, Martin Luther, Moeder Teresa, skrywers soos Henry Nouwen, Andrew Murray, sulke mense, hulle het dit reg gekry. En Jesus het baie meer gepraat in sy lewe, toe hy met mense gepraat het in die Bybel, oor hoe hulle moet lewe as oor wat hulle moet glo. So daai praktiese ding, Jakobus wat sê, glo en doen. Verlede week het ons gelees dat Jesus praat oor die 2 fondamente waarop jy jou huis bou, op die sand of op die rots. En dan in daai verband, dan sê hy vir sy disippels en sy volgelinge, wat help dit? Julle sê, Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. En Jesus het gepraat oor die lewe. Die lewe tussen jou en vyande. Die was van voete. Die gee vir armes, die help van mense in nood. Hoe maak jy met jou geld? En nog baie voorbeelde, praktiese dinge wat hy vir mense wil kom wys. So as ons hierdie jaar 'n praktiese jaar wil maak wat ons geloof betref, ons geloof wil laat lewe, is dit 'n jaar waar ons moet kyk na die gewoontes wat ons het, die dissiplines wat ons deel van ons geloofslewe maak. Dis die basis, dis die onderbou, dis die prieel van 'n lewende geloof. En ons sien by Jesus dat gewoontes in sy geloofslewe baie belangrik vir hom was. Hy het dissiplines gehad waarin hy vasgehou het. Ons gaan in die volgende paar weke kyk na van hierdie dissiplines. Ons wil vir Jesus in die sentrum kom plaas van dit wat ons glo ons moet doen. Ons is met ons Bybelskool besig met 'n kursus deur Andy Stanley, waar ons juis kyk na die dinge wat Jesus vir sy volgelinge kom leer het. 5 gewoontes wat Jesus gedoen het, wat Jaco Strydom in sy boek vir ons kom uitlig, is byvoorbeeld gebed, en ons gaan vandag daaroor 'n bietjie gesels. Om lig te lys, om in gemeenskap saam met ander mense te leef, om goed te wees vir jou vyande, en dan om te gee vir die wêreld. Vandag oor gebed. Maar voor ons spesifiek na gebed kyk, en dit lees van dit wat Jesus gedoen het, en vir ons daaruit 'n paar dinge kom haal, moet ons dalk verstaan, ek en jy geskep is, om heel eerste te fokus op dit wat God vir ons in gedagte het, en gebed help vir ons om daarop te fokus. Ons leef in 'n wêreld wat baie besig is, en wat baie besig geraak. Ons kyk byvoorbeeld na advertensies, elke advertensie wil vir jou kom vertel van iets wat jy eintlik nodig het, wat jy nie geweet het jy nodig het nie. Anders is daar 'n fout met jou. Interessant dat as ons in die Bybel lees, die 4 evangelies wat die verhaal van Jesus kom vertel, dat iemand wat die Here Jesus wou volg, dikwels eers iets moes gelos het of laat gaan het, voordat hy vir Jesus kon volg. En dalk help gebed vir ons om sekere dinge te los, en om in afsondering te kom, te fokus op dit wat die Here Jesus in gedagte het. Byvoorbeeld, die disippels moes hulle nette laat staan het. Sy gees moes sy lewenswyse en sy lewe as 'n tollenaar laat staan het. Die ryk jong man moes sy besittings, sy rykdom gaan verkoop en weggee vir ander mense. So ons is gemaak om, wanneer ons dink oor gebed en afsondering, om dinge agter te laat en by God uit te kom vir wat hy vir ons in gedagte het. En dit is baie spesiaal om dan so tyd met hom deur te bring. John Ortberg vertel in sy boek Soul Keeping dat ons siele moet versorg. Nou, jou siel is daai innerlike deel van jou lewe, daai gedeelte waar jy voel, waar jy begeer, waar jy dink en waar jy kies. En dan gebruik hy die voorbeeld van 'n waterstroom. Hy sê so wat 'n waterstroom deur 'n bos vloei, is dit nodig om soms die blare uit te haal en die stroom te versorg dat die water vrylik kan vloei. En dan sê hy ons siel is so 'n plek waar
waar God se waterstroom ook deurvloei. En gebed en stil word, is dan daardie manier hoe ons daai waterstroom skoon hou, sodat God kan doen wat hy wil doen deur ons lewe. So wanneer Dawid byvoorbeeld in Psalm 42 sê in die ou vertaling, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God, dan wil hy eintlik sê, ek het die behoefte om by U stil te word, om by U teenwoordig te wees, sonder iets anders wat deel van my lewe is, en vir U kans te gee om weg te neem uit my lewe uit, wat onnodig is, sodat U lewensstroom wat my lewe gee, deur my lewe kan vloei. My gedagtes helder en gerig, sodat ek vir God kan aanvoel in my lewe, en sodat ek geen sonde en die regte besluite kan neem. En dit is hoekom gebed belangrik is. En dit was nogal 'n gewoonte by God gewees, by Jesus gewees toe hy hier op aarde was. Ons sien dit so dikwels in sy lewe toe hy geleef het tussen sy disippels. Oor en oor het hy homself afgesonder. En as hy dit nodig gehad het, dat ek en jy het verseker nog meer nodig. Sommige 'n paar gedeeltes waar ons lees van Jesus se gebedslewe en sy lewe van afsondering. Op 'n stadium in Lukas 4 vers 42, net na hy 'n klomp wonderwerke gedoen het en duiwels uitgedryf het, so hy was besig tussen 'n klomp mense met belangrike werk, dan lees ons vers 42, teen dagbreek het hy uitgegaan na 'n eensame plek toe, vertrek. Lukas 6 lees ons dat hy sy disippels kies. En dan lees ons in vers 12, in daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Ander woorde, as dat belangrike dinge in sy lewe gebeur het, dan het hy tyd van afsondering en gebed gesoek. En dan Matteus 14 lees ons daai gedeelte waar Jesus op die water, op die see loop. En dan lees ons hy's tussen klomp mense. En dan staan daar, skryf vers 22, net daarna en Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. En net daarna loop hy na die mense toe op die see. So rondom sy belangrikste dinge wat hy gedoen het, was hy altyd tyd van afsondering en gebed. By al die groot gebeurtenisse. Net na sy doop sonder hy hom af vir 40 dae. Net voor sy kruisiging sonder hy hom af in die tuin van Getsemane. Ons lees daar hoe hy deernag gebid en geworstel het met God. So dink jy hoe anders die wêreld kon wees as ek en jy, as 'n groot gebeurtenisse gebeur, afsondering met God soek. Die skrywer, priester Henry Nouwen, hy het geskryf oor hoogte wat sonder diepte baie gevaarlik is. Dink aan 'n boom wat baie hoog groei, maar hy is nie diep geanker nie. En dan skryf hy, tall tree with shallow roots. En dan praat hy daaroor en sê dat ons regtig nodig het, as ons hoogte bly, om diepte ook te hê. Baie mense wat deel was van die kerkgeskiedenis, wat 'n groot verskil gemaak het, was maar gebroke mense gewees. Maar hulle het geweet dat hulle baie tyd met God moet deurbring. Soos Henry Nouwen sê, tall tree with shallow roots is baie gevaarlik. So interessant as ons die Bybel lees, en spesifiek na Jesus se gebedsgewoontes kyk, dan lyk dit asof Jesus gewoonlik nie 'n spesifieke behoefte gehad het om iets vir sy Vader te sê nie. Hy wou maar net by hom wees. Hy was dikwels te moeg van al die mense en al die verwagtinge wat daar is. Dink aan wat in Getsemane gebeur het. Hy was vreesbevange geweest. En ons ken daai smeekgebed wat hy vir die Vader gebid het, waar hy gesê het, Vader, laat die beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil moet geskied. Dit was 'n eerlike gebed, want die Vader weet alles, en dit was 'n gebed van oorgawe, om maar net te wees by die Vader. So lyk my daar's 'n paar beginsels wat belangrik is as ons dink aan 'n dissipline van gebed en van afsondering. En as ons dit deel wil maak vir ons geloofsbelewing. Die een beginsel is dag net op. Wees net daar. Ron Rolheiser vertel, hy het gereeld sy ma in 'n versorgingsoord besoek.
En elke week het hy haar gaan besoek en soms het hy met haar meer gepraat en soms was daar minder woorde gewees, want sy was nie so gesond nie. Maar hy het aangehou gaan en aangehou gaan. Soms het hulle oor ou dinge gepraat en soms oor niks. Maar daar het 'n kosbare band ontwikkel, nie omdat hulle oor iets gepraat het nie, maar omdat hulle net by mekaar teenwoordig was. En in ons verhouding met God is dit baie keer dieselfde. Ons is nie baie om vir God te sê nie. Trouwens, ons is soms nie eens lus vir bid nie. En dit is juist op daai tye dat ons vir God die meeste nodig het. En Jesus het 'n gewoonte gemaak om alleen na 'n eensame plek te gaan om by sy Vader te wees. So daar's net op. Dalk moet jy 'n stilbord bankie of 'n stoel daar by jou huis of by jou tuin kry sonder enige agenda. En elke dag daar net gaan sit en gaan rustig wees en Here ken ons gedagtes. En die Bybel sê, Paulus sê, die Heilige Gees voltooi ons gebede as ons nie weet wat om te bid en wat om te sê nie. Gaan net. En dan die ander beginsel wat belangrik is jy kan net eerlik wees. Niks sal hom vir God onkant betrap nie. Jesus sê, as hy vir sy disippels die Onse Vader leer, hy sê die Vader weet wat julle nodig het, sonder dat julle dit vir hom vra. Psalms is byvoorbeeld 'n voorbeeld, waar iemand wat met God gepraat het, hom soms aangevat het, dink aan Dawid, in die klaagpsalms, vrae gevra het, gemurmureer het, en ek en jy dink, en ons voel soms, ons kan nie vir God sê, ons sukkel nie, of ons kan nie vir hom sê, ons voel ver van hom af nie, maar 'n eerlike gebed is, waar ons maar net kan wees wie ons is, en dan kan ons dalk ervaar, dat God in sy broosheid baie naby aan my en jou is. Ek en jy kan maar net eerlik wees. Natuurlik kan jy oor jou vreugdes met die Here praat, maar jy kan ook met hom praat oor dit wat jy met niemand wil deel nie. Wees eerlik. So as 3 gebede wat ek wil noem, dink ek wat ons te min bid. Die eerste gebed is gebed van stilte. Nie 'n stil gebed waar ek en jy dit baie goed ken, waar ons soms bid in ons gedagtes, bid ons en ons sê saggies in ons harte wat ons vir die Here wil sê nie. Ek bedoel stilte, waar daar eenvoudig niks gesê word nie. Die bekende voorbeeld van Moeder Teresa is daar wat elke dag 2,5 uur gebid het en mense vra toe vir haar, jy 2,5 uur bid. Wat sê u vir die Here? En sy sê vir hulle, wel, ek sê niks, ek luister net. En hulle vra vir haar, maar wat sê die Here vir jou? En sy sê, wel, hy sê ook nie veel nie, hy luister ook net. Iemand sê, Jesus se eerste taal, amper soos sy moedertaal, is stilte. 'n Voorbeeld is die natuur. As ek en jy in die natuur is, dan gee dit vir ons 'n ervaring en die fluistering van die profeet Elia, wat hy hoor daar in woestyn. Dis iets van hy stilte wat die Here vir ons soms gee, as ons kans gee vir hom, om bewus te raak daarvan. En dit is wel vir ons in Jesaja 30 vers 15 lees, wat ons aan die begin ook saam gelees het, daai gedeelte waar die Here sê, deur die profeet, julle krag lê in stil wees en vertrou hê, om stil te wees. Ek dink dit is dikwels vir ons 'n verligting om te hoor dat stilte eintlik oukei is. Ons word toegegooi met geraas, 'n klomp stemme wat maak dat ons die stem van die Here nie kan hoor altyd nie. Ek was bevoorreg om die afgelope tyd 'n week daar naby die Wildtuin te wees. Ons het op die Krokodilrivier gebly en ons kon vroeg opstaan en dan het baie keer daar gesit en sommer net stil geword en niks gehoor en niks gesien nie. Totdat ek in die stilte later iets begin hoor en ek hoor daar was heeltyd 'n voeltjie gewees wat hy geluid gemaak het, of heeltyd 'n beweging wat ek eers later kon raak sien toe ek myself ingestel het. En dis net so met God. Dalk moet ons weer leer wat Psalm 46 vers 11 regtig vir ons beteken. Waar ons staan, wees stil en weet dan, ek is God. Stilte. Die tweede gebed wat ons baie te min bid, is die gebed vir gebrokenis. Dis 'n gebed waar ek so bewus is van dit wat om my is, wat verkeerd is, en dit raak my so, dat ek nie anders kan as om
my hart uit te stort voor God daaroor nie. Ek onthou Louis Malherbe, toe ek jonger was hy 'n prominente ou, is later oorlede, 'n sakeman in Pretoria, wat baie keer met manne gepraat het. Ek onthou daai video wat hy gedoen het destyds, Maximum Man, wat hy vertel van, hy het altyd met 'n vriend wat ongelowig was gepraat oor die Here, en vertel van die Here, en op 'n stadium met die vriend vir hom gestop en gesê, Louis, jy praat nou nie weer met my oor die Here nie. Paar jaar later het die man tot bekering gekom, en hy kom by Louis en hy vra vir hom, Louis, jy's 'n gelowige, hoekom het jy nie met my bly praat oor die Here nie? En Louis sê, weet jy wat, jy het vir my gesê, ek moenie met jou praat oor die Here nie, en ek het nie, maar ek het nooit opgehou om met die Here te praat oor jou nie. Dis daardie praat met die Here, waar die pyn van die wêreld deur is van jou hart, en jy voel dit aan, en jy verwoord dit in jou gebed. Ek dink dan oor dat 'n mens nie in 'n bubbel moet bly leef nie. Wat ons baie keer in die omgewing waar ons bly ervaar. Maar dat ons juist tussen gebrokenis moet leef en moet werk. Elke dag. In jou gemeenskap. Tussen gewone mense. Daar, as jy dink Christene is spesiaal, daar wees waar Christene nie altyd so spesiaal voel nie. Dink aan 'n kuierplek, daar waar die tekkie van die lewe die teer regtig tref. Henry Nouwen skryf in sy boek The Wounded Healer, skryf hy die volgende, hy sê, who can listen to a story of loneliness and despair without taking the risk of experiencing similar pains in his own heart and even losing his precious peace of mind? In short, skryf hy, who can take away suffering without entering it? Want dis presies wat Jesus gedoen het, toe hy mens geword het en onder ons kom woon het. God se hart het gebreek vir sy gebroke kinders, en toe stuur hy sy seun om tussen ons te kom woon. En dis wat Johannes 3 vers 16 vir ons sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Ons dink, God dink net aan die wêreld as geliefdes, maar God het gedink aan 'n hopelose seer wêreld vol gebrokenis. Hy het gekom om te soek en te red wat verlore is. Soos 'n dokter nie vir gesonde mense gestuur word nie, maar vir mense wat geestelik terminaal is, het Jesus mens geword. Hy het gebroken geraak vir 'n gebroke wêreld. En ons het mense nodig. God het mense nodig wat doelbewus toegelaat word, of dat hulle self toelaat dat hulle harte breek vir dit waarvoor God se hart breek. Empatie kan net in ons harte groei wanneer dit so naby aan ons, wanneer ons so naby aan die gebrokenheid leef. Wanneer ons dit waag om naby gebrokenheid te wees en ons harte breek daarvoor. Leonard Cohen sing 'n aangrypende lied, gaan geluister gerus na die woorde heeltemal, die lied se naam is Anthem, waar hy sê, there's a crack in everything. That's how the light gets in. En dalk het die Here vir my jou nodig om in gebrokenheid voor hom te wees, sodat sy lig deur ons kan skyn na 'n wêreld wat gebroken is. Weet jy wat die hartseer realiteit waarin ek en jy leef? En ek praat met myself. As iemand vir ons 'n storie vertel af van 'n vrou met 'n kind wat in die hoofstraat van Parel slaap en daar in die koue rondloop. En ek hoor iemand ry verby sonder om eers stadiger te ry en vir 'n oomblik te kyk, dan sal ek maklik reageer en sê, hoe kan iemand so hartloos wees? Totdat ek in my luukse motor verby so iemand ry. Vir baie mense is die gelykenis van die barmhartige Samaritaan 'n mooi Jesus storie, 'n mooi waarheid. En die lied Neem my lewe, laat dit Heer, is 'n lekker liedjie om te sing voordat ek gaan tee drink na kerk. Henry Nouwen sê, let us not underestimate how hard it is to be compassionate. Compassion is hard because it requires the inner disposition to go with others to places where they are weak, vulnerable,
lonely and broken. But this is not our spontaneous response to suffering. What we desire most is to do away with suffering by fleeing from it or finding a quick cure for it. Ons bid moeilik hierdie tweede gebed. Dan die derde gebed wat ons te min bid, is daardie gebed waar ek en jy aanmeld vir diens. Iemand vra, ja, hoekom bid ons? Gebed is nie 'n poging vir God se wil te verander, om soos my en jou wil te wees nie, maar dit is om ons wil te verander, dat ons God se wil kan leer ken. Gebed is 'n manier vir ons om aan te meld vir diens. Annie Stanley vertel in sy video oor die 10, oor die Onse Vader, the Red Letter Prayer. Daai gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het. Dan sê Annie Stanley, gebed is om in lyn te kom met God se wil. So wanneer jy bid, Here, help daardie persoon, sê jy eintlik, Here, ek sien daardie persoon raak, help my om te verander, sodat ek vir daardie persoon kan help met die behoeftes wat daardie persoon het. Een van die Bybelgedeeltes wat so mooi vertel dat God dikwels van ons vra, wat ons van hom vra, is daardie gedeelte Matteus 9 vers 36, waar hy praat oor die menigtes met sy disippels. En luister 'n bietjie hier, hy sê vir sy disippels, toe hy die menigtes sien, die mense wat verlore is, of die mense wat rondom hom is, wat onseker is, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. En dan die opskrif net hierna, in die volgende hoofstuk, is Jesus stuur die 12 uit. Waarskynlik toe die disippels hoor wat Jesus sê, het hulle waarskynlik gedink dat hulle moet gaan bid vir 'n klomp arbeiders, wat hulle moet stuur na die oes toe. En toe ontdek hulle dat Jesus hulle die antwoord op hulle eie gebede gemaak het. Hulle is die arbeiders. 'n Gebed vir diensbaarheid. Terug by die tema leeflig. As die Here jou vandag, hier waar ek en jy by mekaar is, weer roep, wat is dit wat jy moet laat staan? Wat is dit wat jy moet in afsondering voorgaan, om alleen te wees en te hoor wat die Here regtig vir jou wil sê? Waarvoor moet jy stil word? Wat is die gewoonte wat die Here by jou wil laat vorm, sodat jy kan hoor wat hy vir jou wil sê? Jacques Strydom vertel hy op 'n stadium in 'n geestelike boekwinkel staan en kyk na 'n rak vol boeke wat oor gebed handel. En hy wonder by homself, is dit regtig so ingewikkeld om te bid? Want hoe het die vroeë kerk dit oorleef? Dalk moet ek en jy weer by die begin. En soos die disippels vir Jesus vra, Here, kom leer ons bid. Kom ons vra dit vir Here. Hemelse Vader, dankie dat U met ons wil praat oor hierdie geloofsdissipline van afsondering van gebed. Dankie dat U ons so gemaak het. Ons soek vanmôre na U. Wil U vir ons help, Here, om dit deel te maak van ons lewe en om regtig so bewus te wees van dit wat U vir ons elkeen in gedagte het. Wil U vir ons seën asseblief. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here, Jesus Christus, en mag die liefde van ons Vader, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en met ons bly. Amen.